Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom vanmôre by Wandel saam met God en my naam is Etienne Dievenage en dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vanmôre die woord van die Here met julle elkeen te kan deel en ek groet julle elkeen in die wonderskone naam van ons koning en ons verlosser, die Here Jesus Christus, die een wat weer sal terugkom om sy bruid te kom haal. En wat 'n wonderlike dag sal dit wees, my liewe broer en suster, wanneer die Here Jesus op die wolke sal verskyn, wanneer die basuin sal blaas en wanneer ons koning in die wolke sal ontmoet en saam met hom sal gaan na ons ewige tuiste. Dis voorwaar 'n dag waarna ons kan uitsien en waarvoor ons ook in gereedheid kan lewe en ook dat ons sal seker maak dat ons saak reg is en dat ons elke dag besig is om vir die koning te arbei, sodat wanneer hy terugkom, dat ons ook so gereed sal wees en dat hy ons besig sal vind om siele vir hom te win. Nou vriende, ons gaan vanmôre weer na 'n baie kosbare psalm kyk en dit is ook dan nou so Psalm 63 en ons gaan vanmôre net vers 2 saam lees en u kan ook so saam met my volg. Ek hou vir u voor. Dawid skryf, hy sê: O God, u is my God, u soek ek. My siel dors na u, my vlees smag na u in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. En ek wil vanmôre by hierdie geleentheid wil ek met ons praat oor hierdie onderwerp, Dawid se siel dors na die Here. Nou vriende, in hierdie vers kom beskryf Dawid die honger wat in sy hart ontstaan het vir die Here en sy woord. U sien, Dawid het terwyl hy hom hier in die woestyn bevind het, vriende, waar hy tans dan nou was, omdat hy gevlug het van sy vyande af, het Dawid in hierdie tyd het hy gesmag om deur die Here gevul te word. U sien, net soos wat 'n hert smag na waterstrome op 'n warm dag, so het Dawid geestelik na die Here sy God gesmag. Ons lees in Psalm 42 vers 2 tot 3 waar die kinders van Korag die volgende skryf: Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? En hier's die kosbare deel, vriende, wat ek vanmôre vir julle wil uitlig, en dit is, Dawid het geweet dat hierdie geestelike dors wat in sy hart was, kan alleen bevredig word deur die Here self. Dawid het geweet dat dis die Here alleen, dis die woord van God alleen, wat Dawid se siel kan voed en wat Dawid kan verkoop en wat Dawid kan vernuwe. En ons lees dit daar in Psalm 107 vers 9 wat sê: Want hy, dit verwys na die Here, het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. En dan lees ons ook in Psalm 16 vers 11 wat Dawid ook die volgende getuig. Hy sê: U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. En so Dawid, vriende, in diepe afhanklikheid na die Here toe gekom in hierdie Psalm. Hy het na die lewende fontein toe gekom en let op, vriende, Dawid het, toe hy hierdie geestelike dors in sy hart gehad het, het hy dit nie probeer vul met wêreldse dinge nie, nee, want hy het geweet dat aardse dinge kan nie bied wat God vir sy kinders bied nie. Aardse dinge is nietig en dit gaan verby, maar dis die Here alleen wat ware vervulling gee. Dis die Here alleen wat sy mense siel kan voed met die goeie, en daardeur het Dawid na die Here toe gevlug en daardeur het Dawid vir die Here kom vra: Here, kom vul my siel met die goeie. Ek begeer u alleen en Here, kom maak my vol. Psalm 103 vers 5: Wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. En dit is wat Dawid beleef het, vriende. Hy het beleef hoe die Here hom kom versadig het. Hy het kom beleef hoe die Here blydskap in Dawid se siel kom plaas het en Dawid hom verheug in die Here ten spyte van sy omstandighede, ten spyte van hierdie woestyn waarin hy was, het hy nog steeds die Here se nabyheid beleef. En let op wat skrywe Dawid in Psalm 63 vers 6. Hy sê: Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word en my mond sal roem met jubelende lippe. En liewe vriende, die vraag wat ons vanoggend vir onsself moet afvra,
Is daar nog vanmôre 'n honger in my hart na die Here? Is daar nog vanmôre ook hierdie dringendheid in my hart, soos toe Dawid daardie dringendheid gehad het en hy uitgeroep het na die Here, my siel dors na U, my vlees smag na U. Vriende, is daar vanmôre 'n begeerte in jou hart as kind van die Here om nader aan die Here te beweeg, om dieper met die Here te wandel, om die Here dieper te leer ken? Is daar 'n verlange om tyd in die teenwoordigheid van die Here te spandeer, weg van die wêreld, weg van die gejaag van die lewe, weg van die besige program, om net stil te wees by sy voete en te luister na sy stem, wat so kosbaar, so soet en so wonderlik is. Dit laat my dink aan Maria. Jy sien vriende, toe die Here Jesus tuis gegaan het by Martha en Maria, dan lees ons wat het gebeur. Ons lees dat waar Martha so besig was, het Maria stil geword. Jy sien, Maria het vergeet van alles rondom haar en sy het geluister na die Here Jesus, want daar was 'n honger in haar hart gewees na die Here Jesus en sy het tyd gemaak om by sy voete te sit en geestelik deur hom gevoed te word. Ek hou vir ons voor wat sê Lukas 10 vanaf vers 39 en dan ook vers 41 en vers 42. Vers 39 gaan so: En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. En dan vers 41: Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy's besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. So Jesus sê vir Martha, Martha, jou suster het die beste deel uitgekies. Sy het na my toe gekom, sy het stil geraak, sy het geluister na my woord, sy het tyd met my spandeer en is tyd wat nie weggeneem kan word van haar af nie. Dit is tyd wat ewigheidswaarde het. En vriende, let geop wat sê Matteus 5 vers 6. Hy sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. En vriende, wat so hartseer is dat ons soms toelaat dat die wêreld ons wegtrek van die Here se tafel af. Jy sien, ons wil soms onsself voed met die dinge van die wêreld wat gebarste reënbakke is. Ons wil rondom die vleispotte van Egipte sit wat ons niks geestelik kan bied nie. Maar vriende, dan maak ons die Here se hart seer wanneer ons hierdie dinge doen. En min besef ons dat wanneer ons besig is met hierdie gebarste reënbakke, dan affekteer dit my verhouding met die Here, net soos wat met die volk Israel gebeur het. Dit maak dat ek nie meer so naby die Here leef soos ek altyd gedoen het nie. Ek is nie meer ingestel op die stem van die Heilige Gees nie. Ek is nie meer ywerig om vroeg op te staan en tyd met die Here te spandeer in gebed nie. Ek staan nie meer tyd af om die evangelie te deel nie. Die Here is nie meer my eerste prioriteit nie. Ek is nie meer 'n bruikbare instrument in sy hand nie. Hoekom? Want jy sien vriende, ek het myself probeer versadig met klomp ander dinge behalwe die Here. En dis 'n gevaarlike plek om op te wees, vriende, wanneer ek besig is om by die gebarste reënbakke te sit, wanneer ek besig is om alles anders bo die Here te plaas. En daardeur het ek en u nodig, vriende, om waaksaam te wees. Ons het nodig om seker te maak dat ons as kinders van die Here gedurig deur aan die tafel van die Here sit, dat ons naby die Here leef, dat ons naby sy woord leef, dat ons in gebed is, dat ons doen wat die Here van ons vra, dat daar gedurig deur 'n begeerte sal wees om te sê, Here, ek wil nader aan u groei elke dag. Here, ek wil nie geestelik rou word nie. Ek wil nie koud word nie, maar ek wil geestelik aan die brand wees. Ek wil gedurig deur wil ek by u wees en doen wat u van my vra. En ag vriende, ek wil afsluit met 'n baie kosbare Halleluja lied wat baie mooi aanpas by hierdie gedeelte van vanmôre, en dit is hierdie Halleluja lied 313, en ek gaan vir ons dan nou ook so 3 verse voorhou saam met 'n koorgedeelte, en ek begin met vers 1 en let op hierdie woorde: Gedurig dors my siel na u, o Heer, kom met u liefde stem en troos my teer. En dan die koorgedeelte: My siel, Heer, het u nodig, na u verlang my hart, o seën my heiland en troos in smart. Dan die 3de vers: Elk uur, elk oomblik, Heer, leer my u wil en maak my na u woord ootmoedig stil. Elk uur, elk oomblik, Heer, is u my deel en aan u diens wy ek my hart geheel. En ag vriende, mag my en jou gebed wees elke dag: Here, vergroot my honger na u en u woord en verminder my honger na hierdie
wêreld. Mag ons diensbaar wees vir die Here. Mag ons 'n bruikbare instrument wees. Mag ons oorgegee wees aan hom. En mag ons gebed wees elke dag, Here, doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Mag ons hierdie gedagte bepeins vandag, vriende, en mag ons vervulling vind in Christus Jesus, wat die bron van lewe is. Mag die Here U genade gee, mag jy 'n geseënde dag hê en groete en seën vir u elkeen.